Baie welkom almal. Dit is baie lekker om julle almal te sien. Dit is 'n groot voorreg. Ons praat oor hoop, oorsprong van hoop, ware hoop. Die sekulêre definisie van hoop is maar 'n begeerte vir 'n positiewe uitkoms, 'n verwagting, 'n vertroue dat dit moontlik is. Hoogstens in die beste van tye is dit 'n emosie en 'n gesindheid wat fokus op beter moontlikhede. Aspirasie, 'n wens, verwagting, droom, begeerte. Ons hou duim vas. Dis hoop, maar dis net in die wind. Dit is geen hoop nie. Hoop dit gaan reën. Hoop jy gaan son gaan skyn. Dit is maar net, ons hoop maar net. Teken net niks. 13 Oktober 1972. Nou as jy dit kan onthou, dan gee jy ouderdom weg. As jy dit kan onthou, moet jy nou omtrent 65 wees. Ja. Ja. Op daai dag vliegtuig met Uruguaanse amateur rugbyspan in 'n bergvas vlug was op pad na Chili toe. Onthou julle dit? Ja. Daar was die rugbyspan was op die vliegtuig, hulle familie en vriende. En hulle vlieg toe in die piek in die Andesgebergte vas. Nou die Andesgebergte, die reeks van noord tot suid 7000 kilometer lank, op sy breedste 700 kilometer, dan is daar areas wat dit bietjie dunner is, die hoogste piek 7000 meter, strek oor 7 lande, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Chili en Argentinië. Die loods verstaan toe sy instrumente verkeerd en hy vlieg in die berg vas. Argentynse, Chileense en Uruguaanse vliegtuie het na hulle gaan soek. Kon hulle nie kry nie en na so 10 dae het hulle die soektog afgelas. Die dak van die vliegtuig was wit, uiteraard van die sneeu ook wit. En na 10 dae het hulle besef, niemand kan hierdie ding oorleef het nie en het hulle opgehou om te soek. Na 'n tyd het die oorlewendes in die vlug, in die wrak, wat oorgebly het daar, besef, daar word nie meer na hulle gesoek nie. En 2 ouens het besluit, hulle gaan na die beskawing probeer loop. Probleem is, hulle het nie geweet watter kant toe om te loop nie. Hulle het nie eintlik geweet waar hulle is nie. En toe het 2 van hulle besluit dat hulle gaan begin die area verken en hulle het opgeloop teen die berg waarteen hulle vasgevlieg het. Digte mis, baie diep sneeu. Soos hulle loop het hulle nie geweet waar hulle trap nie. Nou moet julle verstaan, hulle het nie klere gehad vir die tipe van ding nie. Die klere wat hulle aangetrek het, is die klere van die wat dood is. En terloops, die vleis wat hulle geëet het, was ook die vleis van die lyke, mettertyd. En 2 van hulle het begin stap teen die berg op. En op 'n sekere stadium het die een tou opgegooi, het gesê, hy draai om, en hy het gesê, die berg is te hoog. Ons sal nooit die piek bereik nie. Elke tree wat ons gee is gevaarlik, ons stel ons lewens in gevaar. Dit is malligheid om aan te gaan, dit is sy woorde, malligheid om aan te gaan. En hy het besluit om te draai. Die ander een het besluit om aan te gaan, teen die berg op. Die helling was bykans vertikaal, onthou, hy het nie handskoene nie, sy hande het hy toegemaak met klere van ander mense. Hy moes klein trappies vir hom uitkrap vir sy voete om op te staan. Hy het nie bergklim skoene gehad nie. En waar sy hande aan vaslou. Hy het nie bergklim uitrusting gehad nie. Hy het nie kap
hamertjies gehad nie, uit te kap nie, het met sy vingers gedoen, in sneeu. En as hy sou gly, sou hom doodgeval het. Maar hy het gedink, as hy daarbo kom, gaan hy die piek bereik en dan gaan hy uitkyk op 'n vallei met miskien 'n rivier, groen gras wat afloop na die stille oseaan toe. Dit was in sy kop. Maar toe hy daarbo kom, is dit nie wat hy sien nie. Wat hy gesien het, was geen groen vallei, geen rivier, geen stille oseaan. Al wat hy sien is rye, layers of mountains. Eindelose bergreekse, bergpieke met sneeu. Op daardie oomblik het hy besef, dit is verby met hom, en verby met almal. So het hy gedink. Hy het op sy knie geval, en hy wil beswaar maak teen die hemel, teen die Here, en sê, waarom bevind hy homself in hierdie onmoontlike situasie? Hy sê, hy kon nie daai woorde uitspreek nie, hy was stom geslaan. Tog het hy teruggegaan, die ou wat saam met hom aanvanklik begin het en wat opgegee het, het hulle teruggestap na die wrak toe en daar het hulle besluit, maar hulle gaan nou maar beskawing toe loop. Hulle het die tog aangepak, daai twee. Nou, het om vir julle idee te gee, die Andes, soos ek sê, is 7000 meter hoog, die hoogste piek. Die ander is ook baie hoog. Tafelberg is 1000 meter, 7 van hulle op mekaar. Die hoogste piek in die Drakensberg is 3500 meter. Dis hoog. So hulle begin nou tog aanpak. Berg af, berg op. So die volgende piek bereik, al wat hy sien is net eindelose pieke. Sy makkers het by die wrak gebly. En hier begin dan die storie, hier is twee benaderings tot die lewe. Die groot groep bly by die wrak, en hulle wag vir 'n uitkoms. Nou, as dit nie vir daai twee was nie, sou hulle almal dood gegaan het. Maar hierdie twee, jy kan by die bak bly, nou as jy by die wrak bly, kan jy nou dink wat daar gebeur. Daai mense by die wrak word eintlik almal scavengers. Hulle beklei vir kos. Nou dis die kos is die van die lyke. Maar daar is geen hoop nie. Hulle hoop is op hierdie twee ouens, maar hulle nie weet wat van hulle gaan word nie. Want hulle pak 'n onmoontlike ding aan. Die twee wat gaan, weet nie of dit moontlik is nie. Elke keer wat hulle 'n berg afgaan, is dit byna onmoontlik, en as hulle hom weer met die volgende een uitklim, is dit ook bykans onmoontlik. Hulle weet nie waar die einde is nie. Hoe ver gaan dit nog aan nie? Elke keer wat hulle bo by 'n piek kom, al wat hulle sien is mis en 'n oneindigheid van nog pieke. Die wat by die by die wrak bly, verskoon my, het eintlik geen visie gehad nie, want waarop wag hulle nou eintlik? Die soektog is afgelas en die kanse van die ander twee is eintlik maar gering. As hulle na die terrein gekyk het, hulle besef eintlik het nie 'n kans om iewers te kom nie. So, hulle het eintlik maar die dood afgewag. Maar beklei vir kos om miskien 'n dag of twee langer te lewe. Die twee wat gegaan het, was uiteraard in baie moeilike omstandighede, fisies baie uitdagend, emosioneel baie uitdagend, maar hierdie ouens het 'n visie gehad. Hulle was besig met iets wat hulle eie lewens sou red en die lewens van ander gered het, maar hulle het nie geweet of hulle ooit daar gaan uitkom nie. Maar dit het nie gemaak dat hulle opgegee het nie. Na 70 dae, 10 weke later, het hulle aan die begin van 'n beskawing gekom, die beskawing gekom toe hulle
beeste begin sien, net enkele beeste, en toe het hulle 'n veldwagter gesien en gekry, en nou, daar's 'n klomp stories rondom dit. Sien, want die ou wat hulle uit daai hy kon nie glo dat hier mense uit hierdie berge uitkom nie, daar is nie meer beskawing, dit is die einde van die beskawing. En hier kom hierdie twee wesens op hom af. En nou praat ek oor ons situasie, die land waarin ons leef. En as ek praat van die land waar ons leef, dan het ons bepaalde uitdagings. Maar elkeen van ons, soos jy sit, waarskynlik ook vandag uitdagings. Party meer as ander. Ons trek ons mooi aan en dan verbloem ons uitdaging. En as ons vir ons vra, hoe gaan dit? En dan sê ons, nee, is baie goed, dankie. En as 'n ou vir jou sê, hoe gaan dit regtig met jou? Dan sê jy, man, weet jy wat, jy het baie meer tyd nodig. As dit so moet, sê maar net, hoe gaan dit? En ek sê vir jou, goed, dankie, en daar gaan ons aan. Ons het 'n klompie uitdagings in Suid-Afrika. Ons regering het die beheer verloor. Hulle is nie 'n meerderheidsparty nie, maar hulle is die grootste party. Hulle regeer asof hulle 'n meerderheidsparty is. Die een wat hulle in beheer hou, speel maar net lekker saam. Hulle het beheer verloor oor die land. Die land word deur 'n misdaadsyndikaat geregeer. Die ANC is 'n misdaadsyndikaat. Die grootste, hulle is die koördineerder van die misdaadsyndikaate. Almal van hulle. As daar een is wat nie is nie, dan sal ek hom 'n verskoning vra, maar dan moet hy eers kom aanklop dat ons eers 'n audit doen, dan sal ons besluit of hy nie 'n krimineel is nie. So, ons het 'n klompie uitdagings. Ons samelewing is in verval. Die wat van ons wat hierso sit, leef in areas waar ons, soos wat ons hier sit vanmôre, lewe ons in pockets of excellence. Ons is 'n besondere groep mense. Maar daai areas word kleiner. Party ouens bou mure om daai areas. Maar jy moet so nou en dan uitgaan en so die mans wat ver gaan koop al groot karre, die vrouens ry al met 4x4's. So die areas word kleiner en die bewegingsspasie word nouer en ons vooruitsigte word skraler. Van ons kinders af, skole, al hierdie goed. So ons is nog nie in die moeilikheid nie, soos ons hierso is nie, maar ons kan dit sien. 'n vriend van my is nou 'n dode Royes Hatting, wie het Royes Hatting geken? Royes het eendag vir my gesê, hy praat van Bronkhorstspruit, hy sê Bronkhorstspruit is nie die einde van die wêreld nie, maar jy kan dit van daar af sien. Royes het oulike goed gehad wat hy gesê het. So, ons het nog nie moeilikheid nie, maar die moeilikheid pla ons, en dan natuurlik het ons maar ons eie goedjies. Maar soos die twee manne wat begin stap het, so staan ons ook by die plek waar ons moet besluit of ons gaan stap, en aanhou stap. En elke keer as jy by 'n punt kom, is daar 'n volgende uitdaging. Jy moet berge af en berge op. Toe, ek loop die storie vooruit, toe hulle uiteindelik by die beskawing kom, toe daar nou die hulpspanne ingeroep word, wat nou die reddingspoging, daar het 16 mense oorleef, toe hulle daar kom, en hier gaan nou die eerste helikopter op na waar die wrak lê, soos wat hy opgaan, vra die loods vir hierdie een ou, waar moet ek vlieg? En hy sê vir hom nog op, en hy sê vir hom, maar dis nie moontlik nie, jy kan nie hier afgekom het nie. Toe sê hy, ek het, en toe het hy dit herhaal, want hy dink, jy het my nie reg verstaan nie, dit is nie moontlik om hier af te kom, maar ek het.
Nou is nie moontlik as om hier af te kom nie. Hoe het jy dan by al hierdie ander berge opgekom? Maar ek het. So, ons dink aan, Suid-Afrika is so iets. Die uitdaging wat voor ons is inderwaarheid onoorkomelijk, menslik gesproke. Hier's 'n klein groepie ouens wat hierdie ding probeer reghou en kom ons verstaan dit nou baie goed. As ons ouens nie hierdie ding reghou nie, dan val hierdie ding in dae uitmekaar uit. Hier is 'n klompie ouens in hierdie land wat hierdie goed by mekaar hou en as hulle nie doen nie, val dit uitmekaar uit. Ons het ook ons onoorkomelike uitdagings, berge op en berge af. Nie Bilton nie, nie die Magaliesberg nie. So ouens, ek bly daar teen die Magaliesberg, so jy ek vir ou sê ek bly teen die berg en sê nee, jy verstaan nie, dis nie 'n berg nie, dis iemand by Pretoria is dit 'n berg. Vertikale hellings. Dit is wat ons voor ons hê. En hoe gaan ons nou hierdie reis aanpak? As ons die twee opsies, die een is by die wrak, daar ding ons mee by die wrak vir beperkte middele. Die vleis van die ander lyke, daaroor kan jy beklei by die wrak. Nou, ons regering, hulle is eintlik by die wrak, hulle beklei vir die goed wat hulle kan sien, so scavengers. Of jy kan beweeg na ruimte toe, vry toe. So hoe gaan ons hierdie ding aanpak? Binne die konteks van ware hoop. Waarin lê die hoop? Die hoop lê in die Here. Want sonder hom, hy is die oorsprong van hoop. Hy sê, die Here sê, ek is die Here. En die eerste punt wat ek wil maak, is moenie God se soewereiniteit minag nie. Respekteer dit ten volle. Hy maak wat hy wil. En as iemand sê wat ons ellende is sy skuld, dan kan jy dit maar doen, want dit is sy skuld. Hy kon dit mos weggevat het. Hy kon dit mos anders te bewerkstellig het as wat ons het. Hy kan, maar hy doen nie. Hy sê, ek is die Here, buiten my is daar geen God nie. Wat lig formeer en duisternis skep. Hy maak die lig en die donker. Hy bewerk heil en hy skep onheil. Sy God kan dit nie doen nie. Wel, hy sê, ek skep onheil. Natuurlijk doen hy. Ek, die Here, is dit wat hierdie dinge doen. Die heil bewerk en die onheil skep. Dis ek wat dit doen. As jy my wil blameer, doen. Is nie goed vir jou nie, maar jy kan maar doen. Nebukadneser was die koning van die magtigste ryk op aarde, Babylon. Hy is verneder deur God tot die vlak van 'n dier. En daarna het die Here hom opgehef en hy het weer koning geword en hy sê, en na hierdie dinge, sê Nebukadneser, na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat doen u? Wat doen u nou? Here, hoekom gaan dit so? Hoekom moet ons regeer word deur ouens wat dit doen? En hoekom lyk ons hoekom kon hy dit nie beter gedoen het? Hy sê dit is wat dit is wat ek vir jou gee. Ons het verslaaf geraak in 'n veilige en 'n gemaklike lewe. Dis slawerny. En voorspoed en sekerheid het 'n afgod geword. Dis al wat ons soek, sekerheid. Ons wil nie onseker wees nie. Ons wil 20 jaar kan vooruitkyk sonder enige moeilikheid nie. In feite nie 20 jaar nie. As jy 30 is, wil jy 70 jaar nog voor jou kan uitsien en nie, dan moet nie eers iewers in die toekoms iets wees wat jou onseker maak nie, want as jy het, dan begin ek sommer vandag daaroor worry. Dit krap my heeltemal ons vat goed wat ver is en ons maak dit nou.
Dis wat bekommernis is. Dis wanneer jy môre se probleme vandag wil hanteer. Maar ons doen dit, ons spesialiseer eintlik daarin. So, ons het bietjie, dit 'n fake wêreld geword. Waarin voorspoed eer kry en ouens met virtues word eintlik geminag. Maar dit is in hierdie wêreld wat wokeness, ek weet nie wat is, kan ons maar gaan met wokeness, ek weet nie wat die Afrikaans is nie. Dit is in hierdie voorspoed van die laaste 60, 70 jaar wat die westerse wêreld begin het met wokeness. Dit gaan so goed dat jy tyd het vir hierdie nonsens. Klein mensies met dun beentjies begin die show run. Want in hierdie sagte wêreld kan hierdie ouetjies oorleef. En hulle word selfs gerespekteer. En hulle idees kry autoriteit. Dis weens goed gaan. In 'n moeilike situasie sou hulle nie oorleef het nie, of hulle sou hulle baie skaars gehou het. Maar in hierdie wêreld is hulle half parmantig. Want dit is 'n sagte wêreld hierdie. 'n papwêreld. Waar hier ouens, hulle kan oorleef in hierdie wêreld. Ek weet nie hoe lank nie, maar hulle word nog geduld. Op party plekke. In ons geleerders sal hulle nie regkom het nie. Maar dit is die resultaat van die sagte wêreld wat ons na gestreef het. En hulle sê dat moeilike tye berei harde manne voor. Harde manne berei goeie tye. En goeie tye swak mense. Nou ons het hulle nou. Ons het hulle nou, baie van hulle. Mans, vrouens, sê hulle is mans word soos vrouens, mans neem deel in vrousport. Snaaks nie ander om vrouens sê ek wil in mansport deelneem. Alhoewel die vrouens speel rugby ook, maar daarom net teen mekaar. Maar jy weet, hulle sê nou, ek sien op TV as hulle sê Suid-Afrika men, hulle sê dit Suid-Afrika women teen New Zealand women. Nou, maar ek kan dit vervat, soos die weer. Toe begin hulle sê, dit is Suid-Afrika men, teen, ek maar julle moet nie sê, maar rugby is van mans. Ek meen, maar ons verdra dit dat die vrouens doen, maar dit is ander vrouens, baie van hulle, nie wen. Nie allemaal nie, ek weet nie. Maar die feit is, die ding is lekker deur mekaar, en hierdie oukies survive in hierdie omstandighede, nie. En weet jy, as ek nou hierdie toespraak in Engeland geleef het, sou hulle my môre waarskynlik om aantree. Daar is nou weer 'n situasie. So, dis nou die wêreld waarin ons is. Johannes Calvin sê, when God wants to judge a nation, he gives them a wicked government. Dis waar. So die Here praat met ons. Ons wil nie hierdie ongemak hê nie, wat ons nou in die gesig staar nie. En ek wil vir julle sê, het gaan taai raak. En ons kinders gaan dit taaier hê. Maar hulle gaan gemaak wees vir daai omstandighede. Maar dis wat dit is. Dit is wat dit is. So ons het die opsies, of ons bly by die wrak, of ons tackle hierdie ding. Berg op, berg af. It's not impossible. Berg op, berg af. So, wat gaan ons doen? Waar is ons hoop? En dit is hierdie hoop wat ons gaan maak, die krag gee, om deur hierdie ding te gaan. En ons kan. Hier is geen berg. Die Here sê iewers in Psalm, dat berge smelt weg soos was, voor die aangesig van die Here. Nou daai twee ouens, wat hierdie berge aangepas het, was gelowig. Dit is ook hoekom hulle daai berge aangepak het. Hulle het hierdie ding verstaan. Hulle het verstaan, daar is geen berg te hoog nie. Geen helling te styl af nie. Jy kan dit doen. So sê die Here, sê Jesaja 43. Maar nou so sê die Here, die skepper, jou skepper en jou vormeerder, wees nie bevrees nie. Ek het jou verlos, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Jy is syne as jy natuurlik syne wil wees. As jy in opstand teen hom is, dan moet jy, maar jy sal nie die berge op en af aanpak nie, jy sal maar by die wrak bly en lyke eet.
As jy deur die water gaan, toevallig die ouens wat daai tog aangepak het, het ook maar die lyke geëet. Stukkies vleis in kouse gesit en daar het hulle die tak vir 10 die pad aangepak met dit kos vir 10 weke of langer. Mensvleis. Dis wat hulle gehad het. Maar hulle het geloop met hoop, die ander het gewag in wanhoop. Laat 16 oorleef. As jy deur die water gaan, is ek by jou, maar jy sal deur water gaan. En deur riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. Daar sal kere wees wat net jou oë en jou neus uitsteek. Maar dit is hoe dit is. En as jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. En alles wat met ons gebeur, is vir ons beswil. Alles, vir hom wat God lief het, werk alles ten goeie mee. So terwyl hierdie goed gebeur, kan ons die Here dank. Nie murmureer nie, maar sê, Here, hierdie ding is goed vir my. Want as dit nie vir dit was nie, was ek ook dalk wouk gewees. Hierdie goed maak ons ty. Dis wonderlik. Dis fantasties. Hierdie ding is reg. Hierdie ding wat U gestuur het in my lewe, my pad hier in hierdie land, is reg. Dit is goed so, want U het dit gestuur. En daarom Romeine 15 sê, want alles wat tevore geskryf is tot ons lering tevore geskryf, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Nou Paulus skryf dit, en Paulus, dis seker die persoon wat deur die meeste goed gegaan het. Hy skryf in dungeons. Dis nie soos by ons tronke waar jy moet, dis net vuil en die kos is nie lekker nie, maar jy daar maar selfoon. Nee, hy sit in 'n dungeon. Hy sit in 'n dungeon, alleen, koud. Hy skryf vir iemand as julle my besoek, bring 'n jas saam. En julle dank. Maar nie een keer klaar nie. Hy dank die Here vir hierdie omstandighede. En hy sê, julle moet deur die woord gaan, en gaan lees op oor hierdie goed, van mense wat hierdie berge op en berge afgegaan het. En dank die Here daarvoor, vir die guns wat hy jou bewys, in hierdie omstandighede. Dis waar ons is. Dis waar ons is. Ons is in 'n amazing plek, waar dit van mans gaan vra word, en vrouens, wat hulle mans ondersteun, en hulle ek meen, nou is ek in die moeilikheid, nou seker asof vrouens nie, kyk as jy in die haas as vrouens wegvan, dan is nie die helfte van ons hoor, dan is net 40% van ons hoor. So nee, hulle nie. So wat mans vra en vrouens wat soos mans optree, maar ek praat nie van die rugby spelertjies nie, ek praat nou van ander vrouens. Ja. En dit is die guns wat aan ons bewys word, dat ons hierdie verskil kan maak. 'n Klein groepie. En daarom sê Paulus, ons word verdruk, maar ons is nie neergedruk nie. Ons word vervolg, maar ons is nie verlate nie. Ons is neergewerp, maar ons is nie vernietig nie. Ons gaan nie by die wrak bly nie. Ons gaan berg op, berg af, onopboudelik, tot die dag dat jou kop neer lê. Ek sluit af net met wat ou Dawid sê in Psalm 37, hy sê, ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Dankie vriende, nogmaals lekker om julle te sien. Callie, jou beurt. Dankie Gerard, ek sê ook goeiemôre aan almal. Julle weet, as jy ontbyt kom, dan kan jy maar begin eet, dis hoe dit hier uitwerk. Iemand vra vorige keer, hoekom bid ons nie dan vir die kos, as die kos kom nie, want die kos kom terwyl ons baie keer nog praat, so ons het lang terug al besluit, dit gebeur sommer hier onder ons. Maar so gebeur die volgende gesprek, omdat jy vanoggend hier was, ook elders in die dorp, en dis die hele motivering vir hierdie geleentheid, is ons begin 'n gesprek, en dan ergens in die week kry dit hopelik weer hande en voete, en die feit dat jy hier was vandag, kry weer betekenis in die samelewing. Daar's niks anders hier nie. En ek en Gerard, as jy dit nog nie agterkom het nie, ons is totaal uiteenlopend en baie goed, in baie opsigte, maar dis juist die uniekheid van ons saam praat.
So kies hy meeste van die tyd die onderwerpe en so het hy hierdie keer weer 'n onderwerp gekies wat ek nie kan verstaan hoe 'n mens so 'n moeilike onderwerp kies nie. En ek het begin wonder in die voorbereiding of hy 'n doelbewuste agenda het om my uit te haal, om my seer te maak, om my te laat misluk, of hy my opstel vir mislukking. Ek meen, daar's soveel ander lekker goed, maklike goed om oor te praat, is daar nie? Nou kom hy met hierdie, waar kom die hoop vandaan, so abstrakt, en ek het geworstel met hierdie ding. Maar in my worsteling, ook met hom, wonder ek, waar sal ek nou iets kry oor hoop? En ek besluit AI, maar ek gaan AI kaliroos. So ek sê vir AI, ek leef mos, ek is mos op die lug, ek is mos in die netwerk. Ek sê vir AI, wat sê kaliroos oor hoop? Scary, is dit nie? Wel, hier's wat uitkom. Hope for kaliroos. Is eintlik amazing. Originates from rediscovering your innate capacity to navigate life meaningfully. Through instinct, challenge, instinct, die berg, challenge and connection to a larger purpose. Daar's 'n hoër doel. En hoe meer ek dink en reflekteer oor wat AI in my lewensreis sê, wat het ek oor my lewensreis oor hoop gesê, want dis wat AI vir my teruggee, is dit nie? En hoe meer ek daaroor dink en hoe meer ek dit lees en dit verstaan, hoe meer besef ek, maar hierdie is ek. Dit is wat ek dink hoop is. 'n Herontdekking van daai aangebore inherente kapasiteit wat jy het as mens om instinktief te kan aanbeweeg, om betekenis te skep in 'n wêreld wat nie altyd betekenis het nie en om nuwe wêrelde oop te breek. So, ek weet nou nie wie's reg nie, is AI reg of is Kaliroos reg? Maar dit is my inleiding. En ek wil by hierdie inleiding weer afsluit. Die wêreld, as jy wil, so die natuur, dalk makliker om te verstaan, kom in uiterstes oor ons aangespoel, elke dag van ons lewe, in fases. Dis net hoe dit werk. In die natuur sal dit wees droogte, of dit sal wees reën, en dan te veel van of die droogte of die reën. En in hierdie wisselvalligheid moet ek en jy sin maak van alles, hierdie golwende terrein as jy wil. En ons persoonlike lewens is niks anders nie. In die een dag is jy nog in die lewe, in die volgende dag is jy nie meer saam met ons nie, jy is weg. Net soos ek hierdie week weer by 'n begrafnis moes staan van 'n goeie kollega. Dit is die lewe. En in hierdie interspel moet ek en jy ook probeer sin maak van die hoop. Maar hier's die interessante, en dit is dat die hoop ontstaan juis in hierdie ritme. Dit is juis hierdie wisselvalligheid wat hoop in ons woordeskat ingebring het. As die lewe maar net 'n reguit lyn was, en daar was geen turbulensie, en alles was altyd net dieselfde, sou hoop nie in ons woordeskat gewees nie, want ons sou dit nie nodig gehad het nie. Dit sou geen betekenis gehad het om die woord hoop te skep vir 'n rede nie. Hoekom sou jy van hoop wil praat, as jy dit nie nodig het nie? En ek wil juist vir julle nou sê, dat in hierdie wêreld tussen moontlikhede, waar ek en jy moet oorleef, en ons moet skep, en ons moet herskep, en ons moet betrokke bly, dit is waar die mens sy weg moet vind, juis ten spyte van. En binne daardie konteks is daar 'n God, en is daar moontlikhede, wat vir ons lê en wag. So ek koester die variasie wat daar is in die stelsel, en ek is nie bang vir die feit dat ek in my eie lewe ook die voorspoed en die terugslag gaan moet beleef en hanteer nie, want dit is hoe dit werk. En dit is nie of dit reg of verkeerd is nie, dit is net hoe dit is. Maar dit bring my by die punt waar hoop vir my dan tog word 'n denkraamwerk, 'n manier van dink, wat insluit my motivering om ook my doelwitte te bereik, hoe moeilik ook al. En ek dink die storie en die metafoor van die ouens wat dit
jy weet, vanuit die vliegtuigongeluk moes oorleef, is eintlik 'n uitstekende inleiding vir Callie ook. Want dit illustreer maar net, jy weet, die mense se dilemma amper. Om vanuit 'n situasie wat jy, toe jy in die vliegtuig geklim het, nie geweet het, dit gaan so wees nie, en minute later word jy gekonfronteer met jou keuse van hoe gaan jy speel, hoe gaan jy vorentoe. En binne in dit kry die hoop betekenis. 'n Motivering, met ander woorde, om jou doelwitte te bereik. As dit dan was om te stap en oor die berg te kom, sodat ons uiteindelik weer gered kan word, dan word dit die doel, dit word die doelwit wat jy moet bereik. En jy maak die routekaart, jy maak die plan, hoe eenvoudig, hoe moeilik, hoe professioneel ook al, om in jou lewensreis by plekke uit te kom. En jy het 'n bepaalde verantwoordelikheid tot dit. En die hoop kry binne in dit betekenis. Met ander woorde, die hoop floreer op onsekerheid. Net soos geloof. Geloof hardloop nie op sekerheid nie. Geloof hardloop op onsekerheid. Jy glo juis omdat dit onseker is. En dis vanuit jou onsekerheid baie keer wat jy glo, nie net in God nie, maar ook in mekaar, in mense, in ons vermoë om goed te skep wat nog moet, jy weet, gebeur, en ons doen dit saam, en ons het mekaar. Daarom, die hoop ten diepste word 'n motivering, 'n motiveerder as jy wil, tydens terugslag en tydens swaar. En Gerard se storie is 'n uitstekende voorbeeld. So, die vraag dan is hoop passief? Met ander woorde, soos om iemand iets toe te wens. Ek wens vir julle voorspoed toe. Ek dink dis passief. Maar die feit dat ek vir jou sê, gaan nie noodwendig iets laat gebeur nie. En wat ek tussen die lyne reeds vir jou probeer sê, hoop is nie passief nie. Om 'n hoop in iets te hê, om hoopvol met hierdie wêreld om te gaan, is aktief. Daar's energie daar. Daar's beweging. Daar's wil. Daar's besluit. Dit is my aktiewe meewerking en betrokkenheid by 'n verlangde uitkoms. Iets wat moet gebeur. Daar was 'n sielkundige, en daar's baie van hulle, soos C.R. Snyder. Hy het hoop gedefinieer, so hy is nou nie 'n religieus daaroor gedink nie, hy het sielkundig daaroor gedink. Hy het hoop gedefinieer as die wilskrag en ook die padkaart om ergens uit te kom. Inteendeel, in die Engelse taal het hy gesê, it's the willpower and the way power. Mooi gesê, is dit nie? It's the willpower and the way power. Dis die wil om daai berg te klim, en dis die roete wat ons vat om die berg te klim. En dis die kombinasie van daai twee goed, om uiteindelik ook, hopelik, by die hoër doel, of die groter doel uit te kom. Dis dit. Dis wat hoop is. Optimisme is ietsie anders. Optimisme is die oortuiging dat dinge tog sal uitwerk. Hoop is die aktiewe nastreef van dit. Bietjie anders. En daarom as die Bybel vir ons sê dat geloof, hoop en liefde is hierdie drie groot, amper konsentriese sirkels waarbinne ek en jy funksioneer, dan is hoop 'n belangrike komponent van ons lewensreis, is dit nie? Hoe abstrakt ook al. Gewoonlik, maar dit is nie. Dis die begeerte van 'n mens, ek self as ek wil, om by 'n uitkoms of uitkomste uit te kom op my lewensreis, een lewe, ek leef hom, en dan gekombineerd met 'n verwagting of oortuiging dat dit inderdaad moontlik is. Die intelligensie van moontlikheid, genoem eers geestelike intelligensie, daardie intelligensie wat die mens onderskei van die dier en die veld. Die intelligensie wat die mens het inherent tot hom. En vanuit die funksionering van jou brein, die vermoë om van hier na daar te gaan. Om vanuit jou ellende op te staan en na iets te gaan. En net aan te hou loop, vas te byt. Dit is uiteindelik hoop. Daarom vir my is hoop 'n oortuiging,
gewortel in geloof, geanker in geloof, in betekenis, betekenisvolheid, en ook in die toekomstige moontlikheid van iets beters, iets goeds, iets moois. Dit is vir my hoop. En binne in dit streef ek na die hoër doel. Ek strewe ook na sinvolheid. Engelse woord sal wees purpose. In die tweede plek dink ek hoop is, die hoop bring vir my duidelikheid. Dit help my om te sien. Hoop help my om ek wil amper sê, iets te sien waaraan ek kan vasgryp. Hoop help my. En wanneer ek hoop in my het, en ek gaan doelgerig voort met die lewe, het ek iets om aan vas te hou. In die derde plek word hoop vir my gedryf deur instink. Daai ouens wat vanuit daai ramp weggestap het binne in hulle gehad die kapasiteit, die oorlewingskapasiteit, die instinktiewe oorlewingsdrang om te loop en aan te hou loop, in die hoop om dan tog by iets uit te kom. Menslik gesproke was dit nie moontlik nie. Maar die feit dat hulle vanuit daai kapasiteit beweeg het en besluit het ons loop, dit was die sukses, dit was die oomblik. Net om te gaan. Vir my is loop in die vierde plek 'n keuse. Dis 'n keuse. Want as jy nie hoopvol omgaan met hierdie lewe nie, ons land, dan gaan jy mos nou hooploos met hierdie wêreld en hierdie tyd en hierdie geleenthede omgaan, is dit nie? Daarin is die keuse. En daarom kan ek en jy nie, en mag ons nie net gaan lê nie. Ons mag nie net opgee nie, ten spyte van omstandighede. Hoop is vir my 'n koneksie, die verbintenis in verhoudings, in mense, tussen mense. Die feit dat daar 'n gedeelde menslikheid is. Ek bedoel, hoekom sal ons vanoggend hier by mekaar kom? Mense wat mekaar nie eens ken nie, net om iets saam te beleef, sodat ons weer kan sinvol vorentoe gaan met ons lewe. Daarin is die hoop ook vasgelê. En daarom moet ons nie moed opgee met mekaar nie, ten spyte van al ons verskille en al ons gemors wat ons baie keer met ons saamdra. En daarom kan ons hoopvol by mekaar kom en hoopvol vir mekaar sê, maar daar is nog steeds lewe en daar is 'n toekoms. Maar ons het mekaar ook nodig. En jy kan nie onttrek van die spel van die lewe, waar jy nie meer ingebed is in 'n familie of in 'n struktuur soos hierdie as 'n voorbeeld nie. Dit is hoe dit werk. Dis vir my hoop. En laastens is hoop vir my 'n vasbyt. Letterlike ervaring, soos dit vir daai ons moes gewees het. Letterlike ervaring wat getuig van swaar, van uitdagings, van moeilik, maar ons is daardeur. En op 'n of ander manier het ons aan die ander kant deurgekom, en as ons terugkyk, dan sê ons, ja, ons het baie lesse geleer, ons foute gemaak, maar weet jy wat? Ek is sterker as wat ek was, ooit. Wat seer kry, gaan ons seer kry, en swaar gaan ons kry, en soos ons ouer word baie goed nie makliker nie, is dit? So wat is hoop? AI, ek sluit af, vir Kali Roos, miskien maak dit nou meer sin, originates from rediscovering, die herontdekking in jou reis, jou innate, aangebore inherente capacity to navigate life meaningfully. Daar is betekenis in alles, in goed. Ons leef dit, ons doen dit. And that happens through instinct, through challenge, swaar as jy wil, vasbyt, and a connection to a larger purpose. Daar is 'n hoër doel in al hierdie goed. En jy moet daai verbintenis omvou, embrace. Ek gaan toe na die woordeboek toe en ek sê, wat beteken innate? Dit wat AI sê, ek het gesê, maar ek het gesê, en nou sê AI, ek het gesê, innate. Wat beteken die woord
want dit is nie 'n woord wat ons baie algemeen gebruik nie, is dit. So hier is die definisie. Innate, hierdie inherente vermoë, describes an quality, an ability, or characteristic that is inborn, natural, is natuurlijk, and present from birth, rather than learned or acquired. So dis daai inherente, ingebore, ingeskape vermoë, is dit nie? It refers to inherent traits, inherente karaktereienskappe, seker as jy wil, that are essential to a person's character or a thing's nature, such as innate talent, intelligence or instinct. So ja, almal van ons is gebore met 'n inherente vermoë tot. Come on. As ons gemaak is in die beeld van God, en in die eerste Adam, in die eerste skepping, is dit goed vir God. Dis tog wat die woord sê, as jy dit glo. Dis tog wat die woord sê. Dan is daar die inherente goedheid, daar die inherente vermoë, is nie net daar vir ons, maar dit is ook dit wat maak dat ek en jy nog steeds oor hierdie plek kan heers, en nog steeds ons opdrag uitleef, elke dag, ten spyte van. As jy toelaat dat die geraas op die planeet jou uithaal en moeg maak, dan doen jy dit aan jouself. Maar wanneer jy jou lewe van binne na buite leef, en nie noodwendig van buite na binne nie, en jy kry jou inherente krag van binne af, dan verander alles. Dan verander lewe, en dit kry nuwe betekenis. As 'n teksgedeelte in Romeine 15 vers 13 wat sê, ek bid dat God in wie julle hoop stel. Ek bid dat God in wie julle hoop stel, elke deeltjie van julle geloofslewe sal volmaak met blydskap en vreugde. Jy. Dit was daai tyd nie maklike tye nie. Dit was moeiliker as nou, sê Paulus. Dan sal julle die groot krag van die Heilige Gees in julle lewens altyd oorvloedige krag hê. Dan sal julle met die groot krag van die Heilige Gees in jou altyd oorvloedige krag hê. Dit is baie toevallig dat ons nou in hierdie Paasnaweek fase is, ook in die kerklike tradisie, is dit nie? Van die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees, baie gemeentes hou 'n Pinksterding. En nou is ons hier vanoggend. Selfde dag. Die krag van die Gees in elkeen van ons. Dan sal julle, sê die teks, onwrikbaar vashou aan die Here, kom wat wil. Ouens, die goed kom. En ek en jy hou vas. Maar ons hou vas op 'n ander manier. Want van binne na buite is daar die Heilige Gees, of die Gees van God in my, wat my hele lewe transformeer en dit verander. Onthou julle Romeine 12 vers 2, daai bekende versie wat ons almal like. Ons moet God toelaat om ons denke te vernuwe, sodat ons kan weet wat is die wil van God. Dis dit. Dis wie ons is. En maar wat dit beteken, is dat jy moet verstaan dat die tweede Adam, my laaste sin en nou, die tweede Adam moes kom, om dit vir ons moontlik te maak. En dit wat skeef geloop het na die eerste Adam, en vir 4000 jaar die mens op die planeet eintlik maar baie laat stoei het met God en God met die mens, verander radikaal met die koms van Christus. En dat die Gees van God vir die mens gegee word. En my hele onderbewuste word gevul met God se teenwoordigheid in my lewe 24/7, omdat ek die Gees van God in my het, dan verander alles in my lewe. Dis die evangelie. En dis die relevantie van die evangelie ook in tye soos hierdie. As jy dit nog nie weet nie vanuit die neurowetenskap, mense verander nie gedrag vanuit die bewuste nie. Die navorsing sê dat net 10% van gedragsverandering kom bewustelik. Met ander woorde, selfs ek wat nou hier praat, gaan nie noodwendig verandering bring nie. Dis net 10%. Baie sê dis net 5%.
Die ander 90% kom vanuit die onderbewuste. Met ander woorde, die oortuigings wat ons reeds in ons het, die goed wat ons glo, die goed wat ons geleer het, die goed wat ons weet en geleer het vanuit ervarings. Ons het geleef en vanuit die ervaring van lewe kom die oortuiging en daar kom die gedrag en die menslike gedrag. So wat sê ek vir julle? Wanneer die gees van God deel word van my lewe en my totale onderbewuste, as jy wil, gevul word met Christus in my en ek word 'n nuwe mens in Christus, dan breek aan die radikaliteit van 'n nuwe koninkryk. En dan is die herskepping moontlik. Dan is dit moontlik om God se koninkryk, wat reeds gekom het, raak te leef, elke dag van my lewe. Dan word die vrug van die gees nie maar ietsie wat jy najaag nie. Liefde, vrede, lankmoedigheid, geduld. Dan word dit wie jy is. Die vrug van die gees word jy. Jy traai nie meer nie. Jy word dit. Want jy het die krag van Christus in jou elke dag van jou lewe. Ek hoop iets van dit resoneer vanoggend in jou gemoed. Ons leef in 'n fenominale tyd. Meer as 2000 jaar na Christus. Ek dink die beste tyd op die planeet. Lekker turbulent, chaos, de mekaar. En dis waar ek dink die mens eintlik moet floreer. Met die hoop om van binne na buite elke dag te soek na betekenis en te werk vir dit. As ons daai berg kon klim, hoeveel dae? 70. Come on. Ons is seker tot baie meer as dit in staat. En ek onthou my kleintyd preke, toe die dominee elke Sondag vir my gesê het, ek is tot niks in staat nie, ek is redelik useless, vanweer die sonde. Hoe sad was dit? Ons is tot baie in staat, deur die krag van God wat in ons is, of nie. Sluit. Right, julle kos word koud. Geniet.